Loop ons saam met die rooi wielbaan. Die wiele van die Ossewa het in Suid-Afrika gerol oor honderde jare, eintlik nie hele honderde nie, maar daarom meer as 100 jaar. In Namibië, in Angola, sover as Rhodesië en in Tanzanië. Die doel van hierdie reeks is om die tradisies en die gebruik van die Ossewa aan die mense bekend te stel. Nou, ons gaan aanstonds kyk na die bou van Ossewa, in hierdie geval 'n kakebeenwa, sy gebruike, al sy onderdele, hoe dit saamgevoeg is, en ons gaan kyk hoe ons taal uit en veral die idiomatiese uitdrukkings in Afrikaans baie rondom die Ossewa geskoei was. Daar is letterlik honderde van hulle. Nou, Langenhoven het gesê dat dit is die voertuig in die geskiedenis van Suid-Afrika wat die meeste mense laat loop het, laat stap het. Want hy was maar bedoel om die negosieware hoofsaaklik te vervoer. Ons gaan kyk na die kultuur wat rondom die Ossewa ontwikkel het, hoe hy 'n integrale deel gevorm het van die trekboer en sy leefwyse op pad na nuwe lewe. Nou Herman, sê vir my, waar kom hierdie Ossewa vandaan? Dit is 'n replika wat ek met my eie 2 hande gebou het uit Bosveldhout uit om dit lewendig te hou, want daar is nie meer kakebeenwaans buitekant museums nie. Dit is so. En dit gaan verlore, dit sterf uit. En het jy hom hier gebou, né? Hier so op, Ja, op hierdie plek. Bosveld. En hoe lank het dit gevat, Herman? Man, ek het lank in hom gebou, maar 'n mens kan in so 6-8 maande kan ek een bou, want ek werk alleen. Mens kan seker baie gouer. Ja. Maar daar's baie werk aan so Ossewa, né? Dit is waar. Loop ons saam met die rooi wielbaan. Goed, ek stel vreeslik belang in iets in die Herman, daai teerpits, gaan ons bietjie vandag kyk en vir ons bietjie vertel rondom die teerpits. Hy's daar ergens by jou, waar sal jy vir ons bietjie daarom iets versê? Ja, ons sal hom nou uithaal. Jy sien, omdat die wase aste gesmeer moet word elke paar myl, Ja, en die kakebeenwa besonder, want hy het houtaste. kan jy dit dink, né? Ja, en moes hulle die aste gereeld smeer, anders het hy verhit, jy weet, Ja. geword. Nou, wat in die teerpits was stokkelomteer. Ja, Die mense in die binneland ver weg van die bronne was, wat die goed voorsien het hulle dit aangevul met vet. vet soos nou van diere al. Koeivet, varkvet, enige vet seker. Ja, ek sien. Varkvet. So, die teerpits hang nie nou maar net daar onder die wa? Ja, dis maar die veiligste plek vir die ding, want hy's vuil, jy weet, hy's die teer en die stof en So. Kyk, hy's lekker vuil, ons hoekom hy daar. maar hy lyk mos maar so. Ja, dit is maar sy werk. Dis maar sy werk. Nou, wat is sy gebruik, Herman? Wat doen 'n mens met die teerpits? Kyk, so ek sê, 'n mens het elke paar myl die aste gesmeer, dan die Ja. gehou en dan die lins uitgehaal, die platlins, en dan die wiel, jy weet natuurlik eers met die ligter opgelig En en die wiel so halflyf uitgetrek en dan het jy nou maar die aste. maar 'n gedoente, né? Maar 'n gedoente. Ja. Maar kom ek vertel jou 'n interessante staaltjie rondom die teerpits. Ja. Daar is so 'n klein bruin voeltjie, skepseltjie, wat saam met die waans beweeg het, wat bekend was as die spekvretertjies. Die spekvreter. Ja, dis 'n voeltjie wat so saam met die waans getrek het, hulle die vetterigheid en die spek van Maar smaak my, hier kom 'n storieetjie rondom die spekvreter. die rooster afgevreet en Ja. sovoorts. Maar hulle het ook besondere belangstelling getoon in die teerpits. Die spekvreter. Dis reg, omdat My- er meer vet naderhand in was 'n stoklompteer. Ja, ja. En dan nie al die teerpitse was toe soos hierdie nie, party was oop. Ag so. En dan het hy natuurlik nou van die vet geroof en gevreet. En hulle was gereelde besoekertjies soos al met die wa. Tot ergernis van die mense op die wa. Ja, wel, geselskap, as jy in die droëre dele kom in die woestyn. Ja, is dit dis ook baie waar. interessant om 'n Dis ook waar.
die ryery en uitspan in die aande, waar die waan so getrek is, en die vuur is aan die brand, en daar is 'n vleisie in die pot, en ook die pappot, en dan 'n vleisrigheidjie by, en dit was nou maar die vleis wat hulle vir hulle self gebrei, die beter vleis is huis toe geneem. Het die een ou daar 'n stuk gekry, hy sê, en toe hy vir ons so vat, en hy roer vir ons so, toe smaak het vir hom maar, en vat hy weer, en hy het hom naderhand hierdie kant toe gewoel, hy sê, het hom hier ingegooi, en hy het hom daar, en hy het hom geroer, en die ou sê, te aanhou kyk vir hom, sê, swaar, dit smaak by jy sik te sikkel, hy sê, gooi hom terug, man, ek het hom al 2 keer gehad. Loop ons saam met die rooi wildbaan. Ons wil 'n bietjie verder gesels oor die kakebeenwa hier, en veral die remskoen is nog iets wat 'n bietjie verkeerde dinge soms oor gerapporteer is. Nou, by Groottrek 175 in 2013 het Herman Nel vir ons die ding mooi uitgewerk en vir ons mooi gewys, veral toe ons op daai lang afdraandes begin ingaan deur die dorp, het hy dit vir my absoluut vermaak, en hy gaan dit nou vir ons hier so mooi wys, die werking, die korrekte werking van die remskoene ingooi op 'n kakebeenwa. Nou hier het ons die remskoen van die kakebeenwa, en agter daardie gedeelte wat jy daar sien, is die ligter voet waarmee die wa gelig is. Nou maar Herman, wys vir ons 'n bietjie hoe die remskoen werk op hierdie wa asseblief. Ja, die tegniek is so, dit is sy plek daar waar hy hang, of gehang het altyd. Ja. Hy is verbind met 'n ketting na die sjorring voor by die voortang. Ja. En dan as jy nou wil rem, maar 'n mens moet onthou die wa beweeg nou, né? Dis die ding. Teen seker plus minus 5 myl/uur. Ja. En die remskoenman of die briekman Ja. moet sy storie ken, dat die wiel nie oor jou tone rol nie. Ja. So die tegniek is nou om in die beweging te doen nou wat ek doen, jy haal hom daar uit. Ja. En dan is dit nie so maklik om hom net voor die wiel te gooi nie, want Hoe mens dit nou? dis waarvoor hierdie ore is. Ja. So in die moderne tyd sal ons dit mooi verstaan, jy plak hom in. Jy plak hom in daar. Dis reg. En dan draai die wiel nou, en as jy nou daar kom, dan vat jy net jou hande weg, en dan klim die wiel nou bo op die remskoen. Ja. En sodra hy onder is, dan trek die ketting styf, en dan staan die wiel stil. Dan sleep hy nou op die remskoen, ja. Dan sien daar begin die wa rem. En dan om hom weer uit te haal is natuurlik 'n ander storie. Terwyl hy nou loop, dan moet hy nou weer uitgaan. Dis reg, want die rem, die man wat die rem hanteer, kyk heeltyd vir die drywer. Hy wys vir hom. En wat dit nou interessant maak, jy moet onthou daar's 2 skoene, een daai kant, een die kant. Ja. So die drywer sê, die afdraande is kwaai, gooi 2 remskoene uit of net een of wat ook al. Ja. Maar as hy nou sleep en die drywer sê reg, haal uit die rem, Nou wys vir hom. dan vat jy nou daai styf gesponde ketting wat ek nou nie kan demonstreer nie, en jy gee hom net 'n trek na boontoe. Wat gebeur is, vir 'n oomblik draai die wiel agteruit totdat hy weer grond raak. En dan is jou remskoen uit, en dan hang jy hom net weer op sy plek. En daar gaan hy verder. Tot die volgende afdraande waar die wa weer die agterosse inloop, dan Nou sien. is dit weer So maklik dieselfde. soos dit. Eintlik nie so maklik, die mens moet baie vaardig wees, né? Loop ons saam met die rooi wildbaan. Vriende, hierdie is 'n baie lekker dis wat ek gaan maak, en dit is 'n dis wat omtrent daagliks gebruik was in die Ossewa tydperk. Wat gebeur het, is die man gaan skiet 'n bok, hy kom terug, en die eerste blootstelling wat hy kry van die dier se karkas is die rooi afval. Die hart, die lewer, die niertjies, en jy kan ook die binnefilette gebruik. Die eerste deel wat die filette is, dit doen jy eerste saam met die hart. Die kooktydperk is omtrent dieselfde. Die tweede deel sal dan in die laaste deel sal dan die niertjies en die lewer wees. En die naam van hierdie dis is die mooiste naam van alles, en dit is ou vrou onder die kombers. Maar ons gaan nou eintlik
Die eerste een is die filet. Mens haal die blinkbla gedeelte van die rugstring af deur 'n skerp mes te vat en hom op 'n spesifieke hoek te trek sodat die hele ding onmiddellik afkom sonder om te veel van die vleis te mors. Ons doen die gewone marinering wat jy normaalweg doen. Plaas dit op jou roostertjie en dit gaan 'n redelike tydjie neem, as ook die hart. Hierdie is die hart van 'n eland. Hy is gevlek en hy is in blokkies gesny sodat die hittepenetrasie vinniger plaasvind. Nou plaas ons die vleiskomponente op die vuur wat die langste gaan neem. Die doel daarvan is om daai lekker gerook en braaivleis element in dit in te kry. Die vleis is miskien nie heeltemal gaar nie, omdat die finale kookproses vind tog plaas in daai groot mooi swart pot wat daar staan. Nestor, vertel ons nou net weer, wat se vleis het jy nou weer alles in hierdie pot? Goed, dis daai 3-ledige vleissoorte wat die voortrekkers baie beskikbaar het. Dit is die hart van die eland wat ek nou opgesny het. Dit is ook dan daai filette en die niertjies wat in hierdie spesifieke houer is. Die lewer is apart en hy is nou nog rou. En ons gaan nou hierdie vleissoorte by daai finale afgekookte broth sit. Maar ons gaan natuurlik ook 'n sousie moet maak. Ja. En die belangrike ding is dat die sous word gemaak van gereduseerde rooi wyn wat ons op die vuur gaan sit. Saam met die gereduseerde rooi wyn gaan ons dan hierdie vloeistof bysit en hierdie is 'n baie wonderlike stok wat gemaak is van kudubene. En hierdie is natuurlik ook 'n belangrike byvoeging vir die braaier. Ek weet nie of jy ook daaraan belang sou stel nie. Ja, ek sal ook 'n glas Gebruik dan graag Baie daarvan. dankie. Ek voel self ook aangetrokke tot hierdie wonderlike geleentheid wat mens so min tyd kry om te vier. En ek hoop, ons sê ook baie dankie vir jou ondersteuning in die verband. Dankie. Lekker, baie dankie. Right, hier gaan ons nou met die vleiskomponent. Los. En dan hierdie is die lewer wat nou nog nie gekook is nie. Hy gaan nou eers hier in. Dit gaan baie vinnig gaar word. Kan jy vir ons daai net sommer bo-op uit ingooi? Dankie. En hierdie is nog 'n baie belangrike deel. Hierdie pan moet gelyk staan wat daar is. En hy moet ook baie warm varkvet in. Dan gooi jy vir jou 'n ruim hoeveelheid van hierdie deeg in. Die deeg is 'n samestelling van die volgende. Jy gebruik 1 koppie melk, jy gebruik 1 koppie karringmelk, jy gebruik 2 eetlepels mosterd, 'n teelepeltjie sout en daarbey voeg jy dan 1,5 koppie flour self-rising. Let op wat gebeur, die deeg pof onmiddellik op en vorm 'n laagie. Hierdie deeg gaan absorberend wees vir die vleis wat nou hier bygevoeg gaan word. O, is dit nie mooi nie? Wonderlik. Right, hierdie is nou vir alle praktiese doeleindes gereed en ek gaan dit nou bo op hierdie deeg plaas wat hier is. Moet hom probeer volmaak tot baie naby aan bo, want die finale bakproses gaan 'n deegie bo op kry en hy moet genoegsame hitte hê. So onthou nou die verskillende vleissoorte wat hier in is, as ook die stok en die kudu afgekookte benevleis. Hierdie is 'n maaltyd wat vir ten minste 10 tot 12 mense kan kos verhit.
So hier is ons nou klaar. Alles lyk baie mooi. En ons voeg dan bo op hierdie deel die laaste van ons ouma se kombers by. Ouma se kombers is nou die finale een wat hier opkom. En ons gaan nou bo op hierdie spesifieke vleisbak tweede baie interessante ding doen, en dit is ons gaan die metaalbak wat ek hier het, bo op hierdie ene plaas, en ons gaan hom vol kolle maak. En dit gaan die verhittingsaspek dan van bo af gee. So jy sorg net laat daai vuurwarm kole nou op hierdie ding gaan, en dit verhit dan die laaste van ouma se kombers om dit 'n mooi bruin kleur te gee. Baie dankie. Loop ons saam met die rooi wielbaan, ons terug met die paalmotorkar. Is ek weer om jou dankie. te vra, wat sê jy dan nou nie of ja? Jy kry post en die môre ster, die rooi bottel wyn van Modderfontein. Jy kry post en die môre ster, die rooi bottel wyn van Modderfontein. Ek het my meisie gaan daar oor die Blouberge, en my meisie gaan daar oor die Blouberge, en we gaan saam, we gaan saam, we gaan